Goeiemôre, vandag is Saterdag die 29ste Maart 2025. Ek is Jacques Pieters. En hier is 'n bietjie Saterdagbrood vir die siel. 0720202615. Vanoggend sit ek so en ek lees my Bybel nadat ek wakker geword het en na 'n droom. Ek wil nie die droom deel nie. Ek wil net vanmôre vir jou vertel wat ek gekry het toe ek bietjie stilte tyd gehou het rondom die droom, die skrif wat ek ontvang het. In Matteus 12 vers 22 tot 32 lees ons 'n storie waar Jesus 'n duiwelbesetene wat blind en stom was, gesond gemaak het, sodat die blinde en stomme kon praat en sien. Maar die Fariseërs was daar en hulle het gesien wat plaasvind en hulle het gesê dat Jesus haal die duiwels uit met Beelzebul. Nou Beelzebul is 'n bose gees, dit is basies die duiwel. En Jesus het hulle iets gevra. As ek deur Beelzebul die duiwels uitdryf, vers 27, deur wie dryf julle seuns hulle uit? Daarom sal hulle julle regters wees. So Jesus het vir hulle direk 'n vraag gevra, want jy sien die Fariseërs, as ons na hierdie vers kyk, het ook duiwels uitgedryf in daardie dae. Daar het baie dinge gebeur in daardie tyd. En as ons so daarna kyk, dan sien ons, Jesus het vir hulle direk gevra, want hulle het nie die Heilige Gees gehad nie. So deur wie het hulle die duiwels uitgedryf? Onthou, volgens die Bybel was dit net Johannes die Doper wat die Heilige Gees gehad het. En daarna toe Jesus gedoop is, het hy die Heilige Gees ontvang soos 'n duif uit die lug. Dis wat die skrif sê. So as die Fariseërs duiwels uitgedryf het by mense, deur wie het hulle dit gedoen? Want hulle het nie die Heilige Gees gehad nie. Jy sien, 'n baie groot deel van my bediening is om misleiding uit te beeld, om mense te waarsku oor misleiding in vandag se tyd. Jy sien, ons elkeen het 'n doel in die liggaam van Christus. En so is daar van ons wat kan oplet en sien, want ons gawes is deel daarvan wat ons waarsku. Die Heilige Gees wys ons mense uit, wys ons valse leringe uit wat rondgaan. En net soos in daardie tyd, soos wat daardie Fariseërs duiwels uitgedryf het sonder die Heilige Gees, is daar vandag ook mense wat dit doen. Jy sien, wat daai dae gebeur het, is vandag steeds in werking. Die geeste wat in daai mense was in daai tyd, wat sonder die Heilige Gees gewerk het, is ook vandag besig. Maar die groot boodskap van Christus Jesus in hierdie boodskap, in hierdie 10 verse was gewees, dat 'n huis wat verdeeld is, nie sal bly staan. En jy sien, wanneer die probleme kom in so 'n tipe huis, dan vlug die valses. En ons sien in hierdie dae waar ons lewe, die geeste wat na vore kom. In Openbaring lees ons oor die 7 briewe aan die 7 gemeentes, en ons weet daai is geeste wat ook in die gemeentes is van vandag se dae. Jy sien, wanneer daar leraars is wat uit hulle kopkennis uit die woord aan ander leer, sonder die Heilige Gees, dan kan hulle nie 'n volmaakte woord bring nie. En ons sien hierdie dinge vandag gebeur, en dit is 'n waarskuwing. Dis 'n waarskuwing dat geen huis sal bly staan in die dae wat kom nie. Jy sien, Matteus 24 vers 1 tot 14 is die tyd voor die groot verdrukking, en daar's 'n baie duidelike waarskuwing van aardbewing, pestsiektes, oorloë, geweld en huise wat opbreek as gevolg van die geloof. Broers en susters wat teen mekaar draai, ouers en kinders wat teen mekaar draai. En ek praat nie van omdat hulle liefdeloos word nie, ek praat van omdat hulle nie gaan saamstem oor die geloof nie, omdat hulle nie gaan saamstem oor Christus Jesus nie. Dit is vir my en jou so belangrik om ons Bybels te lees, want jy sien, reg aan die begin, met die boom van die lewe,
is daar 'n vlammende swaard wat flikker en die geribs wat die weg na die boom van die lewe bewaar. En my vraag is nog altyd, hoekom 'n vlammende swaard? Jy sien, dit is eintlik eenvoudig, want die swaard beteken die woord van God volgens Efesiërs 6 vers 12 tot 18. Die swaard is die woord van God en die vuur is die Heilige Gees volgens Handelinge 2. Want die Heilige Gees het soos 'n vlam afgekom op die mense toe hulle die Heilige Gees ontvang. So sonder die woord van God wat Christus Jesus is, wat Johannes 1 sê vir ons, Jesus is die woord en hy het lewend geword, hy is die lewende woord. Hy is die swaard. Hy is die woord. So sonder Jesus Christus, sonder om wedergebore te word en om jou Bybel gedurig te lees, sodat jy jouself kan voed met hierdie woord van God. Sonder om dit gereeld te lees en sonder die Heilige Gees, gaan jy mislei word. Jy gaan mislei word. Jy sien, die wit perd van Openbaring, waar die 4 perde genoem word deur jare al vir ons geleer, dat dit is die anti-kris wat kom. Nou vandag wil ek vir jou iets sê. Ons as mens, die meeste van ons het groot geword in kerke, en daar's 'n sekere teologie, en daar is sekere sieninge, wat deur al die verskillende kerke gepreek was, en aan ons geleer was. Daar sekere goed wat aan ons geleer was, en ons dit aanvaar as die waarheid, want dit was deur 'n pastoor, 'n dominee, 'n priester vir ons geleer, wat daar bo staan, en hierdie ou was in die universiteit, hy het gaan leer om pastoor of 'n dominee te word, wat ook al. Ons het hulle vertrou, sonder om self ondersoek te doen. En vandag nog, as jy vir mense iets uitwys, dat die woord sê so, dan stry hulle met jou, want dit is nie wat hulle geleer het, in die kerk waar hulle gegaan het nie. En ek sê dit nie om teen kerke te praat vandag nie. Ek weet, daar's baie kerke wat goeie kerke is, daar's baie pastore en dominees, wat goeie dominees en pastore is, wat die Bybel leer vir mense soos dit moet wees. Maar ek waarsku vandag teenoor die valses, want hulle verdraai die woord kleinlik. Onthou, die duiwel het in die begin vir Eva gesê, het die Here, God, regtig so gesê? En sy het gewonder, sy het getwyfel, want sy was nie seker nie. Want sy het nie self by God gehoor nie. Want God het dit vir Adam gesê, jy mag van die boom van kennis goed en kwaad nie eet nie. En hy het dit natuurlik vir die vrou gesê. En sy was onseker. En die duiwel het daar onsekerheid gesien en hy het daar geslaan. Hy het vir haar gesê, jy sal sekerlik nie sterf nie. Wat 'n leuen was, jy gaan nie vleeslik sterf nie, maar geestelik gaan jy sterwe. Jy sien, sodra jy die leuen begin inneem in jou lewe in, begin jy geestelik sterwe. Sodra jy die leuen begin glo, wat aan jou verkondig word, begin jy geestelik sterwe. Want die Heilige Gees is waarheid. Hy kan die leuen nie in hom aanvaar nie. Jy sien, in daardie dae van Jesus, het hy net wanneer hy sy disippels uitgestuur het, die krag gegee om sekere goed te doen. Maar daar was mense soos die Fariseërs wat dinge gedoen het wat nie deur die Heilige Gees was nie. En hulle het ook duiwels uitgedryf. Want Jesus vra vir die Fariseërs, deur wie dryf julle seuns die duiwels uit? In vers 28 staan maar, as ek deur die Gees van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom. Jy sien, ons moet mense oordeel in hierdie saak. En ek praat nie van gewone oordeling nie. Dit beteken ons moet die Gees toets. Wanneer ons na iemand se preek luister, en ons na iemand se lering luister, moet ons hulle toets. Dra hulle die vrug van die Gees, of dra hulle nie die vrug van die Gees nie? En dit is baie eenvoudig deesdae, want ons sien baie predikers wat by die mond uitkom, is die hart van vol.
Is dit om mense te help tot bekering te kom? Is dit om mense te help om wedergebore te word? Is dit om mense te help om te groei? En jy sien, die groot rede hoekom ek brood vir die siel gebruik as die bediening se naam, is omdat die Bybel ons brood is. En partykeer is die voedsel wat ons ontvang, die geestelike voedsel, nie lekker nie. En jy sien, kinders, wanneer hulle nog klein is en hulle moet eet. Ek kan onthou, as daar sekere goed in my bord was, wou ek dit nie eet nie, want dit was nie vir my lekker nie. En so is mense wat wedergebore word, is daar ook sekere goed wat vir hulle nie lekker is nie. Daar is sekere voedsel, geestelike voedsel wat vir hulle nie lekker is nie. Want jy sien, die woord is so geskrywe dat dit ons oordeel, dit wys ons foute uit, dit tugtig ons, dit laat ons skuldig voel oor sekere dinge in ons lewe. En ons het 'n keuse wanneer ons skuldig voel, aanvaar ons dit en gaan ons dit verander, gaan ons dit uit ons lewe uitneem en werk aan die goeie dinge om die slegte uit te kry, of gaan ons dit net teendraai en dit nie aanvaar nie, want dit is nie vir ons lekker nie. Jy sien, ons het 'n keuse wat ons inneem. En ek weet van baie pastore wat ek al ontmoet het. En daar is sekere woorde in die Bybel geskrywe wat hulle nie aanvaar nie. Hulle sê, dit kan nie reg wees nie. Hulle wil nie aanvaar dat God ons gaan oordeel op 'n dag nie. Hulle wil net die goeie eet. Net die bemoediging. Net die woord wat sê ons gaan lewe. Net die woorde wat sê ons gaan die ewige lewe ingaan. Maar jy sien, daar is 'n manier, daar is 'n toegangskaartjie vir my en jou om die ewige lewe in te gaan. As ons sekere dinge nie toepas in ons lewe nie, gaan ons nie die toegang kry nie. As daar sekere dinge is wat ons toelaat in ons lewe, gaan ons nie die toegang kry nie. Jy sien, die huis wat verdeeld is, het gekom met valse leringe. Jy sien, in Openbaring is dit baie mooi uitgebeeld vir ons, dat die anti-kris kom op 'n spesifieke tyd. Die dier, die draak, dis die anti-kris wanneer hy kom. Maar ons was geleer gewees, dis die wit perd van Openbaring. Jy sien, daar is 'n spesifieke manier hoe Jesus vir ons gesê het in Matteus 24, die disippels van hom vra, wat is die teken van die eindtyd? Dat hy begin deur te sê, pas op dat niemand julle mislei nie, vir 'n rede. En kom ek sê vir jou vandag, die wit perd, wat 'n boog het, geen pyle nie, hy het 'n kroon, die man, die ruiter. Hoekom? Jy sien, daarna staan daar geskrywe dat deur hulle kom die dood. Deur die wit perd, deur die rooi perd, deur die swart perd, deur die valperd, is daar dood wat hulle volg. 'n vierde van alles wat lewe. Jy sien, Openbaring begin met die waarskuwing aan die gemeentes, en dit wat sleg is daar binne, en dan is dit die 4 perde. In vers 8 van hoofstuk 6 in Openbaring is daar geskrywe, en ek het gesien en kyk, daar was 'n valperd, en hy wat daarop sit, sy naam is die dood, en die doodryk het hom gevolg, en aan hulle. En hierdie 4 perderyters. Nou onthou, die anti-kris is besonders. Hy is uitstaande. Hy kom in die tempel van God te sit om homself voor te doen as God, om die valse Christus te wees, wat kom asof hy die verlosser is. Hierdie wit perd het 'n boog. Die Bybel leer ons in Efesiërs 6 dat ons moet die vuurige pyle afkeer met die skuld van geloof. Hierdie ruiter het nie pyle nie, hy het net die boog. Wat beteken dit? Jy sien, die woord van God is die swaard. Daar is krag in die swaard. Hy slaan jou wanneer jy verkeerd is, maar hy beskerm jou ook wanneer jy reg is. Die boog is 'n wapen. Jy sien,
Hierdie wit perd is valse leringe. Hierdie ruiter is valse leringe, want Jesus het gesê, hulle gaan Christus preek, hulle gaan hom erken as Christus, maar hulle gaan baie mislei. Pas op dat niemand julle mislei nie. Gaan lees Matteus 24 vers 1 tot 14. Hierdie woord is dalk teen dit wat jy geleer het voorheen, maar gaan lees dit self in jou Bybel en sien die waarheid. Die wit perd is misleiding. Daarna het Jesus gewaarsku van oorlog. En as jy kyk in Openbaring, die tweede perd is die rooi perd en dit is oorlog. Daarna het Jesus in Matteus 24, 1 tot 14 gewaarsku oor die hongersnood. In Openbaring is die swart perd die volgende perd. Hongersnood. Daarna het Jesus ook gewaarsku oor pestsiektes en aardbewings. En die laaste perd is die valperd, wat beteken pestsiektes. Jy sien, die volgorde wat Jesus het vertel het, dieselfde volgorde kom in Openbaring voor. Jy sien, want die boog is 'n valse woord. Dit is 'n wapen, maar sonder die pyle beteken dit niks nie. Dis dooie woorde. Dis woorde wat jou na jou dood toe dryf geestelik. Dit is woorde wat geen krag dra nie. Dit is woorde wat jou nie slaan. Dit is woorde wat jou nie tref om 'n besluit te maak van verkeerd of reg nie. Jy sien, Jesus dra die swaard, die wapen, wat ons leer uit die woord van God uit, wat ons tugtig en wat ons help. Maar die boog is dooie woorde. Dit is die valse leringe daar buite. Dit is die woord wat verdraai word, dit klink reg. Dit is mense wat Christus Jesus preek en hulle dien 'n dooie woord, want mense kom nie tot bekering nie. Mense kom nie tot inkeer nie. Mense draai nie hulle lewe om nie. Hulle word nie weergebore nie. Hulle sit daar en hoor net na hierdie woorde. En as jy met hulle praat oor die waarheid wat in die Bybel staan, dan val hulle jou aan en sê jy oordeel, terwyl 'n mens hulle reg help. Terwyl 'n mens hulle vertel dat daar is 'n straf wat kom vir die wat nie in die Here is nie. Daar is slegte dinge wat kom vir die wat nie in die Here is nie. Mense sê hulle wil nie na hierdie negatiewe woorde luister nie, want hoe kan nou Here, 'n God wat lief het, die mense so straf soos dit Openbaring vir ons sê, van die skerpioene en die goed wat die mense gaan pynig? Hoe kan ons daaroor praat? Dis 'n God van liefde. Ons moet mekaar bemoedig en versterk met die goeie woord. Maar die goeie woord is ook die waarskuwing. Ons moet ophou aanvaar wat die leuen is. En ons moet begin vorentoe beweeg met wat die waarheid is. Moenie die misleiding aanvaar nie. Jesus se woord het krag. Jesus se woord slaan ons soms. Maar Jesus se woord beskerm ons ook. Daar moet 'n wedergeboorte plaasvind. Daar moet 'n omkeer kom. Daar moet 'n inkeer kom. Daar moet 'n belydenis van jou sonde wees. Jy moet die Heilige Gees ontvang. Want hy sal jou leer. Hy sal jou reg help. Hy sal die lig op jou voete plaas. Hy sal jou wys wat die waarheid is in die woord. Hy sal jou wys wanneer iemand vir jou lieg uit die woord uit. Moenie dat mense jou mislei nie. Sommige kos is nie lekker van die Here af nie. En wanneer mense net die lekker woord wil eet, net die puddings, dan gaan jy dit nie maak nie. Want dan gaan jy geen skuldgevoel hê oor jou verkeerde dade in die lewe nie. Lees jou Bybel. Moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.